Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vandag. Besoekers wat vandag hier by ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u en ons glo vertrou dat die Here vandag in hierdie erediens by ons is. Ons weet op grond van sy woord laat hy ons nooit in die steek nie. Staan hy ons altyd by. Lei hy ons op die regte paai. Mag ons ook vandag tydens hierdie erediens daardie leiding en beskerming en versorging van die Here beleef wanneer ons op sy woord luister. Baie welkom ook aan Eloise, sy speel weer vir ons. Dit was nou meer as 'n jaar wat Eloise nie gespeel het nie, maar ek het die meeste van ons ken vir Eloise en al vir ons baie keer begelei. En vandag gaan sy ook 'n paar liedere saam vir ons begelei. Hou sal net op die aanval, net om seker te maak haar hande op te doen. Goed, hy is reeds hier so. Goed, en ja, baie dankie Eloise, dankie dat ons is opgewonde om vandag saam met julle te sing. Terwyl ons praat van sing, oefen ons vandag een lied saam, dis Vonk 494. Hierdie lied gaan ons dan ook in die erediens gebruik as ons geloofsbelijdenis. Maar dis waaroor hierdie lied dan ook gaan, daai diepe vertroue en uitspraak van belijdenis, wanneer ons sê, o Vader God, o God die Seun, Heilige Gees, en dan bely dat ons die Here prys en afhanklik van hom lewe. Ek gaan vir Louise vra om vir ons een keer weer te speel en daarna dan sing ons die lied saam. Ons gaan nou in die erediens op 2 keer sing na mekaar, so ek dink kom ons oefen en dan sommer so in. Ons sing hom nou 2 keer. Net vir 'n oomblik stil, nou na ons sangoefening en bring onsself vir gereedheid om vandag na die woord van die Here te luister.
Gemeente, die Here nooi ons uit met die woorde vandag. Kom na my toe, almal wat vermoei en swaar laste dra. Kom, en ek sal vir julle rus gee. Geliefde broers en susters, die genade sal by u almal wees, wat vir ons Here Jesus Christus onverganklik lief het. Amen. Saam met die woord van die Here in die Nuwe Testament in Johannes of in die Johannes Evangelie uit. En graag wil ek dit sommer hier aan die begin ook sê, hierdie gedeelte wat ek vandag saam lees in Johannes 20 vers 24 tot 29 is presies dieselfde teksgedeelte wat ek gebruik het op Paas Sondag. Met die opstanding Sondag toe ons Jesus se opstanding uit die dood uit gevier het. En deel van die preek tydens daardie geleentheid, die van u wat hier was, sal onthou het ek gepreek oor die vierkantige appel en die bewyslewering van Jesus se opstanding. En hier gaan dit nog steeds oor die bewys wat gelewer moet word van Jesus wat lewe, wat opgestaan het uit die dood. Maar die bewys is nou 'n bietjie besig om in die agtergrond te verdwyn. Dit gaan nou hier oor wat ek weet en ken, wat nou op die voorgrond verskyn. Maar dit sal ons in die preek behandel. Kom ons staan nou net vir 'n oomblik stil by ons teksgedeelte in Johannes 20 van vers 24 af. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vingertjies steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo. 8 dae later was die disippels weer by, en Thomas was saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, Jesus gekom, en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie langer ongelowig wees, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het, en tog tot geloof gekom. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus vertel dat toe hy hier op aarde was ook vir ons 'n gelykenis. En in hierdie gelykenis sê hy, daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees
wat sy huis op 'n rots gebou het. Die reën het geval. Die vloedwaters het afgekom. Die winde het gewaai en aan daardie huis geruk. Tog het dit nie ingestort, want die fundament was op rots gefestig. Here Jesus Christus. Almal van ons leef vandag in 'n era van bewys. 'n Era van bewyse of bewyslewe. Ons glo net dit wat ons kan meet. Ons glo net dit wat ons kan Google. Ons glo net dit wat ons op 'n skerm sien, hetsy van 'n selfoon of 'n tablet. Ons glo net dit wat ons op papier sien, of ons glo net dit wat ons in die wêreld rondom ons met ons eie oë kan sien. Ons het selfs 'n spreekwoord daarvoor in ons eie taal. Ons noem dit sien. Ons glo. En hoor mooi, in die kerk vandag werk dit nie eintlik anders nie. Want mense se geloof werk ook so. Dit wat ons sien, dit glo ons. En om te sien, stel eintlik my geloof op 'n ander manier in die tyd en die era waarin ons leef. Want baie keer hoor ons nie mense wat sê, of baie keer is daar die mense onsself, of ons geliefdes, mense wat ons ken en na in die hart lê. Mense wat sê, Here, as U net vir my hierdie een teken gee, wat ek kan sien, wat ek met my eie sintuie kan waarneem. As ek kan sien, hoe word daardie werkskontrak onderteken? As ek kan sien, hoe word my kind gesond? As ek kan sien hoe die konflik, of die krisis, of die uitdaging wat tans in my lewe is, verdwyn. Dan, Here, dan sal ek weer in U lewe. Dan sal ek weer my lewe doelgerig volgens U instel. Ons soek in die tyd en era waarin ons lewe wonderwerk. Ons soek tekens. Ons soek bewyse, sodat ons geloof aan die gang gehou kan word. Maar geliefde broers en susters, vanoggend wil ek stil staan by 'n totaal ander vraag. Wat gebeur wanneer die hartmonitor van ons geloofslewe 'n platlyn wys? Wat gebeur wanneer hierdie tekens, hierdie bewyse, hierdie wonderwerke waarna ons soek, wegbly? Nooit gebeur. En vandag ontmoet ons Thomas. Daardie disipel van Jesus wat presies by hierdie punt staan. Die bewyse, die tekens, is nie daar. Sien geliefde broers en susters, in ons preektema vandag noem ek Thomas die afwesige disipel. Want hy was nie daar volgens ons teksgedeelte
Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn. Maar Thomas dink ek met 'n groot mate verpersoonlik eintlik ons ook maar hierdie wêreld vandag. Ons is ook afwesige disippels. Nie een van ons wat vandag hier is, was daar om dit met ons eie oë te sien, toe Jesus vir die eerste keer aan sy disippels verskyn. Thomas was ook nie daar. Thomas het die oomblik, daardie moment, toe die bewyse en die bewyslewering daar was, heeltemal gemis. Ons wat vandag hier is, het dit ook gemis. En wanneer die ander disippels dan vir Thomas sê, ons het die Here gesien, die Here het uit die dood uit opgestaan, dan is Thomas nie gevul met blydskap soos die ander. Teenoor, Thomas se reaksie, hierdie boodskap wat hulle vir hom gee, is skepties. As ek vandag woorde in Thomas se mond kan lê, sou Thomas heel waarskynlik gesê het, nee, ek glo nie wat jy sê. Want die res van die teksgedeelte sê presies dit. Thomas kom en hy stel eintlik 'n voorwaarde hier tussen sy mede-disippels. Thomas soek 'n transaksie. Hy sê in vers 25, as ek nie sien, sal ek nooit glo. En hoor mooi, die Griekse woord wat hier in Johannes gebruik word vir nooit, is die woordjie oumé. En dis in Grieks die sterkste vorm van ontkenning wat jy kan kry. Thomas sê hier, ek sal in my lewe nooit, maar soos tot in alle ewigheid, nooit glo. Thomas sê eintlik, my geloof is op hierdie stadium, hierdie oomblik, heeltemal dood. Die hartmonitor van my geloof wys op hierdie stadium ek dood lê. En tensy God aan my voorwaardes voldoen, lê ons. As God nie met 'n teken of 'n bewys na vore kom, sal ek nooit glo. En sien geliefde broers en susters, baie keer is dit die wêreld waarin u en ek vandag leef. Kom ek sê vir u, hoekom ek moet so sê? Ons leef in 'n wêreld wat vir geloof bewys is. As ons rondom ons gaan kyk, dan sien ons die kerk, en as ek praat van die kerk, praat ek nie net van die hervormde kerk nie. Die meerderheid kerke krimp by die dag, by die week, by die maand, by die jaar. Elke jaar raak die kerke aan klein. Hoekom gebeur dit? Is dit dalk omdat ongeloof in die wêreld waarin ons leef besig is om toe te neem of besig is om te groei? Dalk is dit die rede. Ons leef in 'n tyd en in 'n era waar die ekonomie ons nou regtig baie hard druk. Ek lees op 'n nuusplatform hierdie week, hulle verwag dat aan die einde van Mei kan diesel se prys heel moontlik R41 per liter wees. Kan jy dink waar gaan dit heen gaan? Met alles waarmee ons elke dag moet saamleef. Alles wat ons elke dag nodig het. Kom van dit. Iewers in hierdie ekonomiese druk is daar hierdie roepe. Here, Here, gee vir ons 'n bewys, gee vir ons 'n teken dat U hier is en dat U sal intree vir ons. Iewers in hierdie uitdagings van die wêreld en van die lewe. Kyk ons sien dit gaan net slegter vandag toe. En dan voel ons, wat selfs gelowiges, baie keer asof God afwesig is in die wêreld. Ons dink baie keer dat om ongeloof in die wêreld te laat krimp, sou beteken dat al ons krisisse en al ons probleme skielik opgelos sal word. Maar dis nie geliefde broers en susters, geloof wat gebou is op bewyse en op tekens. Geloof wat gebou is op daardie manifestasie op 'n wonderbaarlike en bo-menslike natuur manier van God, is eintlik 'n baie broos geloof. Maar dan kom ek terug na die vraag. As jou geloof gebaseer is en afhanklik is van tekens en van bewyse, wat gaan gebeur met jou geloof as daardie tekens ophou? As daardie bewyse moet opdaag? Dan sterf jou geloof saam met uitkoms. Geliefde broers en susters, dis waar Thomas se geloof dan ook geanker is. Op hierdie bewyse,
hierdie tekens, daardie sekerheid dat dit so is. Dat Jesus wel uit die dood het opgestaan het. En dan lees ons 8 dae later, dan verskyn Jesus weer aan sy disippels. En hierdie keer is Thomas by hom. En nou sal ons dadelik dink, nou dit het alles vir Thomas net daarin dan verander. Hy het ons nou gesien, hy het die bewyse gesien, hy het die tekens gesien. Alles vir Thomas het nou verander. Ja, gedeeltelik is dit so. Maar dit wat hierna gebeur, is nie net vir daardie afwesige disipels. Dis vir ons wat afwesige disipels is en was van belang. Wat gebeur toe Jesus weer 8 dae later aan sy disipels verskyn? Hy verander in sy woorde niks van Thomas se omstandighede, maar hy stel wel Thomas se fokus heeltemal anders. Jesus pas Thomas se geloof aan. Jesus stap in, hy verskyn agter geslote deure en hy wys sy woorde. En ek dink eksegeties in hierdie gedeelte is dit regtig baie belangrik, want Jesus verskyn nie as hierdie blind, perfekte, ongeskonde superheld wat mense se probleme en krisisse sommer net wegtoon. Jesus stap tussen sy disippels in as die een met die littekens. En hy sê vir Thomas, bring jou vinger hier. Jy moenie langer ongelowig wees, maar geloof. Jesus kom sê vir Thomas, jy het met jou eie oë gesien dat ek gesterf het aan die kruis. Dis die merk, hier's die tekens daarvoor. En nou weet jy, het ek opgestaan uit die dood. Jy het gesien hoe steek hulle 'n spies in my sy. Hier's die teken. Maar jy weet, het ek opgestaan. Geloof, dan sê hy dit vir Thomas, jou geloof, gaan nie op grond van dit wat jy gesien het. Jou geloof is gebou op grond van wat jy van my weet. Ek is opgestaan. Grote broers en susters, dis waar ons geloof moet lê. Dis waar ons ook vandag staan. Jesus Christus stap by ons eie huis, by ons eie harte in. Nie op grond van dit wat ons gesien het, maar op grond van dit wat ons vandag weet. Ons sien nie vir Jesus in die oplossings, die tekens of die bewyse van krisisse in ons lewens. Maar ons sien die Here Jesus Christus agter daardie geslote deure binne in ons omstandighede. Christus is by ons teenwoordig. Die grootste teken daarvan, en dan sit dit tekens en aanhalingstekens, is nie wanneer ons pyn en ons hartseer as gevolg van verliese en teleurstellings sommer net weg is. Dis nie die teken. Dis nie die teken dat ons glo. Dis te midde van hierdie hartseer en pyn dat ons littekens van Jesus Christus sien. Dat ons sien Jesus dra ook daardie littekens van die pyn. Hy het die houe op sy rug gehad vir die Gees. Hy is deurboor aan 'n kruis. Jesus dra die littekens van pyn wat ons ook partykeer dra. Dis nie dieselfde Jesus wat die hartseer littekens dra van verliese, van sy eie lewe, maar ook die lewens van sy geliefdes, sy disippels, die mense wat hom na in die hart geneem. Dis dieselfde littekens wat ons ook dra in ons lewens. Dis nie dieselfde Jesus wat teleurgestel moes sien, hoe sy naaste volgelinge hom alleen weghaal, by hy gevange geneem is. Hy dra die littekens van teleurstelling, soos ons ook die littekens van teleurstelling dra. En dis hierdie Jesus wat agter geslote deure van ons harte instap, by ons is. Hy verstaan. Hy ken ons nie. Hy ken ons pyn. Ons sien Jesus se teenwoordigheid. Daar waar hierdie vreemde vrede oor ons kom. Te midde van die storms van die lewe wat steeds rondom ons loop.
Jesus daag nie by ons voordeel op met 'n tas vol geld en sê, gaan lewe goed, gaan lewe wonderlik. Nee. Dis te midde van ons swaar kry, dis te midde van ons vrese en ons spanning. Die Here Jesus Christus saam met ons en ons is. Ons sien die Here Jesus en daardie onverklaarbare krag wat ons kry om op te staan en alles rondom ons probeer klaar. Liefde broers en susters, God se teenwoordigheid in ons lewens hang op geen manier af van ons sukses. Maar dit hang af grond van die feit dat hy die doodheid opgestaan. En dis wat Jesus vir die afwesige disipel Thomas wou sê. Jou geloof word nie gebou op grond van dit wat jy sien, dit wat jy doen, dit wat jy bereik. Jou geloof word gebou op grond van die feit dat jy geloof. Dit het eintlik niks beteken, maar tog raak dit jou en jou voel dit sê. En vir ons wat vandag die afwesige disipels is, wat nie daar was om dit self te sien, sê Jesus dan hier aan die einde vers 9 wat die belangrikste woord. Hy sê hier geseën is hulle wat nie gesien het, tog glo. Hierdie geseën wat Jesus hier uitspreek, Griekse woord makarios, is op geen manier 'n belofte van 'n gemaklike lewe vir ons hier op aarde. Hierdie geseën gaan met daardie sekere wete elke gelowige het. Daardie sekerheid dat al sien ek nie nou die uitkoms, weet die graf bly nie. En as die dood oorwin is die krisis wat ek nou leef definitief nie die einde van die storie. Liefde broers en susters, hoe laat krimp ons ongeloof die tyd en eer waar ons leef? Nie meer net harder te glo, want dit kan ons nie regkry. Ons laat krimp dit ook nie deur vir meer tekens te vra. Ongeloof in onsself, ongeloof in die wêreld, krimp wanneer ons ophou om aan God voorstelle of voorwaardes te stel. Wanneer ons ophou om God te probeer beheer met dit wat ons van hom vra en onsself net oor te gee aan sy leierskap. Liefde broer en suster, jy asem uit wanneer jy jou krisis in sy hande los, sonder dat jy weet wat die antwoord gaan wees. Jy asem uit wanneer jy bely my Here en my God. Nie omdat alles in jou lewe regloop, maar omdat die Here Jesus in jou lewe regeer, ongeag dit wat skief. Die wêreld daar buite kyk na die kerk. En die wêreld daar buite soek nie mense wat geen probleem het. Die wêreld daar buite kyk na die kerk en hulle soek mense wat in midde van die littekens wat hulle self dra, bely dat Jesus Christus die Here is. Die uitdaging van die kerk vir al die tyd en die omstandighede waarin ons leef, is juist dit. Om doelgerig te lewe. Nie omdat ons elke dag nuwe teken in ons lewens ontvang, maar omdat ons gedra word deur die een wat die tekens dra. Mag jy vandag seën ervaar. Daardie seën van een wat nie gesien het, maar een wat wel weet. Hy is hier. Hy is my Here. Hy is my God. Nee. Liefde broers en susters, kom ons bid. Here Jesus, ons kom vandag na U. Ons kom vandag na U met as mense wie se harte soms brand soos daardie disippels wat op pad was na Emmaus. Maar Here, ons kom ook vandag na U toe as mense. Mense wie se hart monitor vir hulle geloof soms op 'n plat lyn is, soos Thomas. Ons kom vandag na U toe, Here, ook as afwesige disippels. Afwesig, Here, baie keer in ons verwagting. Afwesig baie keer in ons vertroue. Afwesig baie keer in die oortuiging dat U die Here is. Dat U regeer te midde
van ons krisisse, ons probleme, ons uitdagings. Here, ons erken vandag, dat net soos Thomas, soek ons baie keer oor tekens, hierdie tye en omstandighede waarin ons leef. Ons kom vra vandag, Here, dat ons so baie keer tot maar bid, verander tog ons omstandighede, sodat ons kan glo. Ons bid by U, Here, en ons soek baie keer vir tekens, ons soek vir bewyse, ons soek oortuiging, Here, in menslike aardse dinge, in ons bankbalanse, in ons gesondheid, in ons lewenssituasies, die vir ons uitkoms sal gee. Want dan, Here, kan ons aan U vashou. Dan, Here, sal ons nie glo. En wanneer die deure agter ons gesluit bly, wanneer die antwoorde wegbly, Here, dan voel ons baie keer alleen. Ons voel verlaat. Dit voel asof ons geloof ons in die steek gelaat het. Want daarom, Here, kom ons vandag na U toe om vir U dankie te sê. Dankie, Here, dat U nie in daardie geslote vertrek ingestap het en Thomas veroordeel het. Maar dat U hom eerder gaan opsoek. Want op grond van dit, Here, weet ons, U veroordeel ons ook. Ook nie wanneer ons twyfel, wanneer ons bang raak, of wanneer ons vertroue in U verloor. Maar Here, U stap in by die geslote deure van ons harte. U is saam met ons. U lei ons. Geef vir ons vrede, geef vir ons kalmte, dat alle verstand te boven gaan. U kom na ons toe, Here, juis in te stap, in ons twyfel. Here, daarom is dit ook vandag ons gebed, dat U ons sal help. Help ons, Here, om nie net te kyk na ons omstandighede en te soek vir tekens, vir bewyse nie. Maar stel ons fokus nie in, sodat ons sal kyk aan die littekens wat daar is. Daardie littekens, Here, wat aan die hande is. Daardie hande wat ons dra. Ons kom vandag na U toe, Here, om vir U dankie te sê dat U te midde van die pyn en die seer, die hartseer, wat so dikwels in ons lewens is, by ons is. Dat U weet hoe ons voel. En omdat U weet, omdat U verstaan, lei ons en draai ons. Selfs al sien ons niks. Dankie, Here, vir hierdie geloof wat U in elkeen van ons se harte plaas. Ons gebed is vandag, Here, laat hierdie geloof steeds groei. Nie op grond van dit wat ons sien, maar op grond van dit wat ons weet. Help ons, Here, om ook vandag, net soos Thomas van ouds, te bely. U is my Here, U is my God. Die dood kon U nie hou. Uitdagings, probleme, krisisse wat ons beleef, is nie vir U te groot. Lei ons, Here, help ons, Here, en blaas vandag opnuut weer U asem oor ons as gemeente, sodat ons ook daar buite U vrede, U getrou en U onbeskryflike groot liefde, 'n soekende wêreld gaan uitsit. Dit bid ons, Jesus Christus se naam, amen. Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang in hierdie lied beskryf iets van dit wat ons so maklik beleef. Wanneer ons voel asof die Here van ons af te ver is, asof hy nie kan sien wat in ons lewens gebeur, hoef ons nie te twyfel. Dat ons steeds in ons geloof vashou, dit wat ons weet, God is altyd by ons. Kom ons sing as 'n slotsang lied 518, daar is net een vers van die lied, kom ons sing dit.
die seën van die Here gaan in sy vrede. En die vrede van God, wat alle begrip van die mens oortref, sal oor julle harte, oor julle gedagtes nie wag hou. Amen.